regtig goed om hier by julle te wees. Dit is altyd vir my verrassend as ek terugkom Suid-Afrika toe om te sien hoe die verskille is tussen dit wat mode is in Australië en dit wat mode is in Suid-Afrika. Die feit dat jeggings 'n ding is vir mans is eintlik nog wel 'n interessante ding vir my. Ek het nie geweet dat dit regtig 'n modestelling is nie, maar hoe verder ek in Suid-Afrika beweeg, hoe meer besef ek, manne hou van jeggings. Ek wil net sien hoe trek hulle dit aan in die oggend. Ek dink dit is nogal 'n stryd. Een van die dinge wat vir my so interessant was, die van julle wat my nie ken nie, my naam is Clint Montgomery. Ek is deel van 'n organisasie genoemd Alpha Crucis University College. Ons is 'n organisasie wat so 4 jaar weg is om die eerste evangeliese universiteit in Australië te wees. Baie mense wonder, hoekom is dit belangrik? As jy besef dat elke policy wat geskryf word, gebou word op die rug van navorsing. En as jy nie ordentlike navorsing wat die Christelike wêreldbeskouing in navorsing intrek sodat dit in policy en dit wat landswette word kan intrek nie, dan gaan ons 10 teen 1 wette sien wat ons nie van hou nie. En een van die dinge wat ons Christene so baie keer doen, is ons is altyd ongelukkig net nadat aankondigings gemaak is. Maar ons besef nie hoe belangrik dit is dat ons onsself moet posisioneer om deel te wees van die oplossing in die begin van gesprekke en nie net aan die einde as daar iets bekend gemaak word wat ons nie van hou nie. En dit is deel van my verantwoordelikheid. Dit is 'n ongelooflike voorreg om deel te wees daarvan. 'n Klomp van my vriende as hulle my geken het, gedink het of gehoor het dat ek in 'n universiteit se werk, so baie gelag het, maar die Here het 'n sin vir humor. Een van die dinge in Australië wat my baie verras het, is daar's 'n winkel daar wat hulle IKEA noem. IKEA is 'n baie interessante plek. Jy loop, dit voel soos fabriek op fabriek op fabriek. Wat so binnehuise, dis meubels en is kombuiste, dis alles wat jy aan kan dink. Nee. En jy kan ook nie kies waar jy wil loop nie. Jy weet mos, soos meeste winkels kan jy inloop en jy kan besluit, ek wil net na daai deel toe gaan. IKEA gee nie vir jou daai opsie nie. Daar's 'n paadjie wat jy moet volg. Of jy nou daarvan hou of nie. Hulle forceer jou om deur elke tree van daai winkel te gaan. So nou loop jy deur die paadjie en jy sal alles sien, al moet jy 'n glasie aan die einde van daai IKEA optel, moet jy nou nog steeds die hele ding deurloop en so forceer hulle jou om iets te koop. Maar die interessante ding is, nou sien jy iets waarvan jy hou en jy koop hom en obviously partykeer is daar sekere goed wat jy koop wat hulle moet kom aflewer by jou huis. En in hierdie aflewering is daar 'n ding wat hulle noem 'n flat pack. Ek weet nie of een van julle al daarvan gehoor het nie. Maar flat pack kom van die duiwel af. Want hoe mooi daai ding gelyk het in die winkel. Nee. Nou kom hy in 'n boksie, hy's so plat. Met 'n les, so 'n paar instruksies. Wat nou vir jou wil verduidelik hoe om daai ding te bou soos wat hy in die winkel lyk. Maar ek is seker dat die ouens wat daai instruksies bymekaar gesit het en die ouens wat die actual ding gebou het, nooit met mekaar praat nie. Want by die tyd wat ek klaar gebou is, lyk daai ding soos een of ander demoon. Julle weet mos soos daai stories van 'n mens wat snaakse kop en bene het. Hy lyk net glad nie soos die prentjie nie. En dit voel vir jou asof jy as ek soveel tyd spandeer het en soveel energie. En ek en my vrou het nou al 'n meganisme. Sy lees en sy probeer interpreteer. Dit gaan gepaard met 3 dae vas en bid voordat ons die flatback kry, want daar's verskriklik baie geduld wat nodig is om deur hierdie proses te gaan. En dit kom net nooit uit soos wat jy hom wil hê nie. En ek weet nie hoeveel van julle het al ooit so gevoel oor die lewe nie. Dit voel asof ons al die instruksies het en as iemand met jou praat daaroor, ek weet daai ouens by IKEA sal heeltyd vir jou sê, man, dit vat jou 15 minute en hierdie ding is opgeslaan. Ons het nou die dag vir my kind, dis 'n bed wat 'n daybed word, wat 'n dubbelbed, allerhande oulike goedjies. 4,5 ure vir hulle 15 minute. Ek wou teruggegaan het, maar ek is bang ek maak die ou seer. So die groot vraag net in ons lewe, wanneer ons deur hierdie seisoene gaan, hierdie oomblikke gaan, dit kan 'n seisoen wees, dit kan 'n oomblik wees waar dit voel asof iets net nie lekker is nie. Dit is asof al die parte net nie by mekaar uitkom nie. En baie keer gaan dit gepaard met 'n seisoen wat jy moet wag. En in hierdie wag, voel die wag amper soos
chaos. As julle ons prentjie sien, as ons daai ding begin bou, nee, ons het elke ding op 'n plek. Om 'n kassie so groot te bou, het ons letterlik nodig om al die karre, alles uit die garage, om alles net mooi te sit, sodat ons presies weet, waar is alles. En dit lyk en voel soos chaos. En ek dink een van die realiteite is, dat ons word konstant met sulke oomblikke of seisoene gekonfronteer. Dis daai gevoel hier binnekant wat, jy's nie noodwendig op 'n plek waar jy dit publiek bekend gaan maak, dat ek voel los, ek voel onseker, maar daar's iets in jou, waar jy net nie jou vinger op daai knoppie kan sit nie. En jy hou nog steeds aan funksioneer, jy daag nog steeds op, maar intern voel dit vir jou asof daar iets ongevormd, iets onopgelos, asof daar geen belyning met jouself is nie. Dit voel asof dit wat jy wil wees en dit wat jy is en dit wat jy glo die Here wil hê en dit wat mense dink jy is, asof daai goed net nie by mekaar uitkom nie. En die feit is, daai vraag is nie noodwendig net 'n teologiese vraag nie. Dit is 'n menslike vraag. Van wat doen ek as goeders ongevorm voel? Wat hou my by mekaar as die lewe sy vorm verloor? En ek is oortuig daarvan dat elkeen van ons een of ander stadium in ons lewe hierdie vraag moet beantwoord. Waarna gryp jy as die lewe stabiliteit verloor deur of vrees of onsekerheid of verlies? Waarna gryp jy? Waarop leun jy in daai seisoene? In onsekerheid, wil ek sê, is daar altyd iets waarop jy jou gewig plaas. Daar's altyd iets waarop jy leun. Nou, ek hou van origin stories, van hoe goed is van die begin af gaan, en in die aanloop na Pinkster toe, het ek gedink, vanoggend wil ek so 'n bietjie tyd spandeer aan 'n versie in die Bybel, 2 versies in die Bybel, wat praat oor die heel eerste keer wat die Gees van God genoem word. En dis Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. Genesis 1 vers 1, ons almal weet nou, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Daai is seker een van die belangrikste oortuigings wat elkeen van ons in hulle harte moet dra. Dat die begin van alles het nie net gebeur nie. Daar was 'n God wat kreatiewe meaning gegee het aan hierdie oomblik. God het geskep. Die vraag is, uit wat het hy geskep? Die Bybel sê, die aarde was woes en leeg. Nou hierdie konsep woes en leeg is die konsep tohu wa bohu. Sê dit gou saam met my? Tohu wa bohu. Woes en leeg. Nou wat is belangrik dat ons moet verstaan van tohu wa bohu, woes en leeg? Onthou, op hierdie oomblik was daar nog geen kwaad. Die duiwel het nog geen vatplek in die wêreld gehad nie. So die woes en leeg, die chaos van die wêreld was nie iets wat die duiwel georkestreer het nie. Dit was iets wat deel was van wanorde. Omdat daar nie goddelike orde en goddelike struktuur in plek was nie. Dit is verskriklik belangrik om te verstaan, want ek dink ons val so maklik in 'n plek waar ons die duiwel blameer vir alles, en soms beweeg jy in seisoene van chaos en ongemak en onsekerheid, en eintlik al wat God wil doen is om 'n nuwe seisoen van orde te skep, maar as jy die duiwel blameer vir iets wat nie sy skuld is nie, gaan jy nie verantwoordelikheid vat vir wat jy moet doen nie. So hy sê, in die begin was die aarde woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Sê, voor God skep is daar niks wat lewe volhoubaar maak nie. En belangrik om te verstaan dat God elimineer nie chaos deur krag nie. Hy elimineer dit deur sy teenwoordigheid en sy woord. Baie interessante ding is vir die Bible nerds van ons. Ek dink een van die goeders wat my hart so gegryp het, is die feit dat in Genesis 1 is die openbaring van God as skepper. Genesis 2, die openbaring van God as Gees. Daai woord sweef is eintlik die woord wat sê, he created the perfect environment for things to flourish. Dis wat die Gees kom doen. Nee. Dat hy kom sit letterlik soos 'n hen op iets om seker te maak dat groei en ontwikkeling moontlik is. Genesis 1 vers 3 sê,
En God het gesê, laat daar lig wees. Genesis 1 vers 14 sê, en God het ligte geskep. Son, maan en sterre. Daar is 'n punt in my lewe wat ek gedink het, het God in Genesis 1 vers 3 probeer dit nie reg gekry nie, en toe in Genesis 1 vers 14 het uiteindelik reg gekry. Wie wil so God dien? Is nie noodwendig wat ons glo nie. Genesis 1 vers 3, as jy 2 Korintiërs 4 vers 6 gaan lees, en verskoon nie Engels, ek is nou 14 jaar Engelsman, ek sou dit ook nooit gedink het in my lewe nie, maar in 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, and God, who commanded light to shine out of darkness, has shown in our hearts to beam forth the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Wat letterlik sê, Christus word die kreatiewe substansie wat alles gevorm het. Johannes sê, in hom, deur hom en tot hom is alles geskep. En daar is niks geskep wat geskep is, wat nie deur hom geskep is nie. Soos Genesis 1 vers 1, die openbaring van God as skepper. Genesis 1 vers 2, die openbaring van die Heilige Gees. Genesis 1 vers 3, openbaring van Jesus Christus, as die substansie wat God gebruik om in hierdie wêreld lewe te vestig. En daai substansie, daai wese word persoonlik in die mens Jesus Christus, die seun van God. Nou dink het Moses het dit geskryf voordat ons al ons teologiese boeke gehad het. Dink het aan hoe God hom inspireer om letterlik in die begin van die Bybel die drie eenheid te openbaar. Dis daai tipe goedjies wat ek nou kyk en sê, dit moet God wees. Want jy kan nie daarby uitkom op jou eie nie. Maar God skep en hy skep en hy skep die omgewing waar hierdie skepping plaasvind, nie deur force of krag nie, maar deur sy teenwoordigheid en sy woord. Twee goeders wat krities is in ons lewens. Dat die Gees sweef, die woord skep, orde word gevorm en lewe volg. Wat ons help verstaan, dat tou waar bou, die hele gedagte van chaos, is nie altyd gekoppel aan kwaad nie. Daar's net sekere oomblikke in ons lewens, wat ons besef, ons stap in wanorde in. Nou, van dit kan wees, omdat jy of ander, of die wêreld, as ons op die oomblik dink aan wat in die Midde-Ooste gebeur en hoe dit afspoel op almal, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Maar dit skep chaos. En is in daai chaos wat buite gebeur, dat dit sekere vrae binnekant toe, het ek dit in my om te reageer, om te wees wat ek moet wees, om te groei, om te verteenwoordig wat God wil hê ek moet doen in hierdie seisoen. Sien, lewe het konstante ontmoetings met tou waar bou. Dis seisoene van wag, transisies, onsekerheid, stilte, verlies. En hoe ons reageer wanneer ons gekonfronteer word, sê soveel van wat en wie ons is in terme van ons oortuiging van dit wat Christus in ons lewens kom doen het. So God kyk na chaos en wat doen hy? Deur sy Gees en deur sy teenwoordigheid skep hy orde. Israel in Eksodus 32 is deur 'n soortgelyke situasie gekonfronteer. En dis die storie van die goue kalf, dat ek vinnig net 'n paar beginsels wil uithaal. So, Genesis 32 begin waar Moses op die berg is, en hy sê in Eksodus 32 vers 1, toe die volk sien dat Moses vertoef. Hier is so 'n belangrike beginsel. Wat doen jy as jy moet wag vir iets? Dink gou daaraan. Wie van julle is mense wat goed wag? We like microwaving, but we actually want marinating. Dink gedaan. Dat ons kom in so 'n ritme van lewe, wat dit so maklik om net die mikrogolf te gebruik om kos te maak. Maar eintlik wat ons wil hê is 'n gemarineerde stuk steak. Nee. En dis presies wat hier gebeur. Toe die volk sien dat Moses vertoef. Toe jy in 'n situasie is, of deur verlies, of 'n seisoen van wag, of 'n transisie, of onsekerheid, of net stilte, wat maak jy in seisoene wat jy moet wag sodat God opdaag? Waarop leun jy? Wat trigger jou reaksie?
Kyk wat gebeur met hulle. Toe die volk sien dat Moses vertoeg om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel. Nou hierdie is so 'n belangrike leierskapsbeginsel. Daar sekere mense wat so goed voel, as mense ewe skielik rondom hulle klok, omdat leierskap nie vir hulle wil gee wat hulle wil hê nie. Sê die doel van leierskap is nie om vir mense te gee wat hulle wil hê nie, is om mense te lei na areas en plekke toe waar die Here hulle geroep het. En hier is so 'n belangrike beginsel in terme van toe die volk sien dat Moses lank vat, toe kies hulle sommer vir hulle self iemand en sê, ons gaan nou rondom hierdie ou gather. En ons gaan toesien dat hy vir ons gee wat ons wil hê. En is in daai oomblik wat toe hulle rondom Aaron versamel, sê hulle vir hom, kom ons maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte laat optrek, die man wat vir Farao presies gewys het hoe God kan optree in situasies. Die man wat gehoorsaam was om die volk deur die Rooi See te vat. En toe te sien dat die wêreld mag op daai stadium sy hele army verdrink. Die man wat gehoor het en gedoen het en ewe skielik was daar voeltjies wat gevlieg het en gesê het, kom eet my, en daar's brood wat uit die hemel uitgeval het. Dag vir dag vir dag. Die man wat met 'n rots gepraat het en water kom uit. Al hierdie stories, daai man word nou ewe skielik 'n probleem. Kan julle dit dink? Hy word ewe skielik 'n probleem. Hulle sê, ons weet nie wat van hom geword het nie en ons gaan nie meer langer wag nie. Sê die probleem met die goue kalf is nie afgoderry nie, dis ongeduld. Die mense het nie gesê, ons verwerp die Here nie. Hulle het gesê, ons soek nou 'n oplossing. Dat God se timing en my timing, God se timing moet aanpas by my timing. En hulle maak hierdie stelling vir Aaron, maak vir ons 'n beeld, sodat ons iets het wat 'n verbeelding is van God wat voor ons uittrek. Dit is verskriklik interessant. Want wanneer wag ondraaglik raak, vervang ons God met vinnige, sigbare en onmiddellik bewuste goeders wat ons kan bevredig. Ons soek dit nou. Ons gaan nie wag nie. En of jou naam nou God is, en of jou naam weer vrou, jy sal nie wag nie. Want as iets los, iets onseker in jou, dit vat 'n sekere kapasiteit van vertroue om te sê, ek wag op U, want ek vertrou U, en ek weet dat U is wie U sê U is, en dat U kan doen wat U sê U kan doen. Dit kos iets om te wag. Ek is verskriklik lief vir golf. In golf is daar een van die belangrikste elemente, dis daai oomblik as jou swing daar bo kom, om net te wag. As jy nie wag nie, is daar soveel goeders wat kan verkeerd gaan. Nee. Daar's soveel, jy raak so vinnig af, en die bal gaan oralste, en nou probeer jy die goed hier onder fix. Maar die fix lê nie hier nie, die fix lê, wag. Maak seker, alles is in beleining, voordat jy met die downswing begin. En dit is presies wat hier gebeur. Sien, die ding wat gebeur is, toe hulle die kalf skep, ons dink baie keer, die kalf is een of ander openbaring van een of ander vreemde Egiptiese God. Maar eintlik is die kalf net 'n verteenwoordiging van 'n God wat jy kan beheer. 'n God wat jy kan sien, 'n God wat jy kan dra, 'n God wat jy kan voorspel, 'n God wat jou nooit sal uitdaag nie. Sien, ons het nie hier te doen met afgoderry eintlik nie. Ons het hier te doen met die domestikasie van Yahweh. We want to domesticate God. Om 'n manageable deity, hanteerbare godheid te skep. Aaron sê selfs, hy sê toe hy nou die kalf gemaak het, hy sê môre sal 'n fees wees vir die Here. Nou daai woord Here is nie een of ander koneksie na Egipte toe nie. Dis die heiligste woord in die Hebreëse taal. Dis die woord wat eintlik sonder enige vokale gesê word. Yahweh. Die heiligste uitdrukking van God. So Aaron sê, ek gaan vir julle 'n kalf maak en môre gaan ons 'n fees hê wat hierdie kalf gaan aanbid. Maar raai wie is hierdie kalf? Raai wie verbeeld hierdie kalf? Hierdie kalf verbeeld
God, die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat eintlik gebeur in daai oomblik is, waar in die begin het God ons gemaak in sy beeld en in sy gelykenis, is ons nou besig, omdat ons nie bereid is om te wag nie, omdat ons nie vertrou nie, omdat ons nie toelaat om lewe te lewe op God se terme nie, is ons besig om God nou in ons beeld en in ons gelykenis te maak. En ons skep 'n God wat ons kan beheer, wat ons eintlik in ons harte kan voel, as ek die knoppie druk, sal hy reageer. En dit is my so interessant. Want as ons dit doen, behou ons God se naam, maar ons herdefinieer sy natuur. Ek wil dit gewees hê. Ons sê, dis God. En almal dink, ag, dis so pragtig. Hulle aanbid die Here. Hulle vertrou op die Here. Maar die beeld wat jy geskep het van God, het eintlik in wese die natuur van God vervang met wat jy voel jy nou nodig het. Dit is altyd die gevaarlikste vorm van afgoderry. En ek dink dit bring ons by 'n plek waar afgoderry 'n herskepping bring. Die patroon is opoffering word viering. Waar hulle begin hierdie massiewe partytjie. En hulle celebrate hierdie oomblik. Môre is 'n dag wat ons gaan fees vier voor die Here. Viering word bederf. Die goeders wat daar gebeur het, is totaal en al teenstrydig met die lewe wat God vir ons gebied het. En hierdie bederf word wanorde. So raai wat gebeur wanneer ons herskep wat God geskep het. Sien waar God na chaos kyk en orde bring, gaan ons van orde af na chaos toe. En ons verstaan nie hoekom goed so los voel nie. Ons is letterlik besig om te herskep wat God gebring het. Die Bybel sê die mens het opgestaan om te speel. Die woord onbeteeld word gebruik. En eintlik wat gebeur is hierdie vorm van afgoderry waar ons God aanbid, word 'n oomblik waar dit wat God gevorm het, dit word omgekeer. En is interessant. Toe Moses afkom en hy sien wat gebeur, toe vat hy hierdie goue kalf, en daar's soveel wat ek in hierdie storie kan vertel, maar ek het nie vanoggend tyd vir dit alles nie, maar hy slaan hierdie kalf tot poeier toe, en hy forceer die mense om daai goud te drink, want wat sê hy? Wat jy aanbid, staan nie net voor jou nie, dit vorm in jou. Die Engels het so 'n mooi stelling, you become what you behold. Soos wat ek na dit kyk, word dit letterlik in wese in my gevorm. So soms in hierdie oomblikke van chaos, wat jy onseker voel, en wat jy voel, ek het net nie greep op dit wat voor my gebeur nie, kan dit wees, dat jy weggeloop het van God se orde, en dalk het jy gedink, jy doen dit in die naam van God, en in die naam van Jesus, maar jy het eintlik in wese God se natuur verander, sy wese verander, en jy het by 'n plek gekom in jou eie lewe, wat jy 'n prentjie van God aanbid, wat letterlik net soos die goue kalf is. En omdat jy nie meer lewe uit die openbaring van God, van wie God is nie, maar jou eie behoefte van wie jy dink God moet wees, het jou lewe en die beeld wat in jou gevorm word, 'n stuk chaos kom losmaak. Hoor gou wat sê Psalm 115 vers 8 van hierdie afgoderry. Hy sê, those who make them become like them. So do all who trust in them. Those who make them become like them. So do all who trust in them. Sien wat begin as misplaaste vertroue, eindig in 'n verminderde vorm van menslikheid. Ek vra myself baie keer die vraag, hoe sou Jesus gereageer het in die wêreld wat ons op die oomblik in lewe? Wat se verskonings sou hy nie gehad het nie? Wat se redes sou hy nie gegee het nie? Wat se dinge sou nie deel van sy woordeskat gewees het nie? Want ons iets in Christus wat vir ons wys wat dit is om te lewe vanuit die beeld van God wat in hom geskep was. En dit is, ek dink, die realiteit wat God vir ons elkeen bestem.
dat soveel van ons sak in ons lewe na so 'n klein prentjie, sonder om te weet, daai klein prentjie is eintlik die resultaat van 'n lewe wat gekies het om 'n klein God te aanbid. 'n God wat nog steeds die regte naam het, maar sy natuur is nie iets wat geopenbaar is nie, is iets wat jy geskep het. En toe ek daarna kyk, toe vra ek my self die vraag, as hierdie beginsel werk in die negatiewe, kan dit in die positiewe werk? Want dit moet so wees. As die beginsel, you become what you behold, in die negatiewe werk, as ek konstant my aandag, my energie, alles gee vir hierdie prentjie, en het introduce 'n stuk chaos in my, wat gebeur as ek eintlik myself gee vir dit wat God van my bestem het? Wat gebeur in my lewe? Nou hoor gou hierso. In 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 18. Dit is eintlik so special dat Paulus presies dieselfde verwysing gebruik. Hy sê in vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Nou, jy moet hierdie verstaan. Dat elke keer wat Moses van die berg af gekom het, het sy gesig so geskyn van die heerlikheid van God. Maar dit was nie 'n heerlikheid wat gehou het nie. So die heerlikheid het letterlik afgeneem, tot op 'n punt waar hulle nie meer kon sien dat hy skyn nie. So wat Moses toe gedoen het, is hy het 'n bedekking oor sy gesig gesit, sodat mense nie kon sien wanneer die skyn weggaan nie. So is eintlik maar klein vals prentjie. Maar goeie prentjie, want hoe meer jy gaan, hoe helderder skyn jy. Maar wat dan gebeur het, is mense het nie in Moses se gesig vasgekyk nie, wat het hulle in vasgekyk? 'n Bedekking. So hulle het letterlik 'n lappie gesien. So Paulus kom, hy sê, wanneer hulle tot die Here bekeer, nou bekeer daarso, is nie bely nie. Daar's twee groot verskille tussen bekeer en bely. Bely kan jy met jou mond doen. Bekering moet jy met jou lewe doen. Baie van ons verwar bekering en belydenis. Hierdie oomblik vra nie vir 'n belydenis nie. Ag Here, ek bely, ek was verkeerd. Hierdie oomblik vra vir 'n totale bekering, 'n omkeer van hoe jy dink, hoe jy lewe, hoe jy die lewe sien. Dis 'n complete heroriëntasie van die lewe. En ek wil net weer highlight, hierdie vra nie vir 'n belydenis nie, hierdie vra vir 'n bekering. Krities. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Dit wat die heerlikheid bedek het, word weggeneem. En dan maak hy hierdie stelling, hy sê die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Waar die Gees erken word as God, daar is vryheid. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël, wat sien jy in 'n spieël? Party van ons wil nie nou herken nie. Ons hou nie van wat ons sien. Maar daar's 'n element van soos wat ek in 'n spieël die onbedekte openbaring van myself sien ek in wie ek is, die heerlikheid van Jesus. En is in daai oomblik wat ek die heerlikheid van Christus in my eie beeld sien, dat Paulus sê, daai word die oomblik waar ons gedaante verander. Ons wese verander. Kan dit wees dat soos wat die Israeliete na 'n goue kalf gekyk het en hulle sekere betekenisse op daai kalf gaan koppel het, dat hulle uitbundig begin feesvier het en gedink het, hierdie is wat ons nou soek. En dat daai oomblik eintlik gelei het na een van die grootste vernietigings. Daai oomblik het gelei na 3000 mense wat dood is. Interessant, volgende week praat ons oor die uitstorting van die Heilige Gees. Hoeveel mense is op die eerste dag gered? Dat dit wat van chaos of van orde na chaos toe gegaan het gekos dat 3000 mense doodgaan. Ons is weer op 'n plek waar ek in my hart oortuig is, die Gees van God beweeg. Dat hierdie seisoen van Pinkster is nie net 'n seisoen dat ons 'n teologiese ontdekking celebrate nie. Dis 'n seisoen wat ek oortuig is dat die kerk van Christus haar hart weer moet oopmaak om te sê, ons wil die heerlikheid van Jesus aanskou. Ons wil toelaat dat die Gees van God Here is in ons midde. En ons wil toelaat dat soos ons die heerlikheid van God aanskou, dat daar 'n gedaante verwisseling
in individue se harte sal gebeur, maar ook in die wese van die kerk. Daar was nog nooit in my lewe, so dis maar 51 jaar, soveel chaos soos wat ek op hierdie oomblik sien nie. Die gesprekke van oorlog en ekonomie. Ons het net laasweek donderdag was daar 'n wetsuitspraak gewees wat sê ek mag nooit meer in Australië vir 'n man wat homself sien as 'n vrou sê ek voel jy is eintlik 'n man nie. Ek mag nie. 'n Vrou is $1 miljoen gefine en sy het hom verloor. Dit klink soos chaos en dit is. En wat ons nie nodig het is 'n klomp Christene wat nou gaan opstaan en sê hoe verkeerd dit als is nie. Ons het gees-geïnspireerde Christene nodig wat na Jesus kyk, wat se wese verander word, wat in hierdie wêreld instap en sê God roep my om uit die chaos orde te bring. Op klein vlakke en op groot vlakke. En om nie confused te raak wanneer jy in die chaos instap met 'n klein God prentjie nie. En in daai situasie te sit en te sê ek gaan maar net 'n goue kalfie vorm. Maar daai oomblik toe kom te sê Here openbaar wie U is, nie net aan my nie, maar in my. Want hier is die mooi ding wat Korintiërs sê. Hy sê jy sal verander word in jou gedaante van heerlikheid tot heerlikheid. Die Grieks is eintlik so mooi, dis 'n aanhoudende proses van verandering. Dink dit gou aan jouself. Daai gevoel soms van die onsekerheid, dat dit so los is. Wat as die Here daai oomblik, daai ontdekking wil gebruik om vir jou te sê, ek is besig in jou lewe. En ek wil die bedekking verwyder. En ek wil vir jou wys wat die lewe is, wat die Gees van God toelaat, sodat jy weer kan sien. En dat jou sien nie bepaal word deur jou prentjie van wie jy dink ek moet wees nie. Maar dat jou sien bepaal word deur die openbaring van wie Christus, die heerser van hierdie wêreld eintlik is. En dat daai iets in jou lewe so sal verander, dat daar 'n tree vir tree verandering in jou sal kom. Dat jy jouself nie meer sal ken nie. Dat die konkrete geloof en vertroue wat jy soek, nie gekoppel sal word aan omstandighede nie, maar die feit dat Christus in jou is, en dat dit jou hoop op heerlikheid is. So ek het 2 minute, om te sê, hoe doen ons dit? Dit is eintlik baie maklik. As 3 goeders wat ek dink konstant deel moet wees van ons daaglikse lewe. Die eerste ding is skrif, die Bybel as volgehoue aanskou. Kan ek net sê, tech is 'n neutrale ding, is nie positief of negatief nie. Maar wanneer tegnologie jou verhouding met jou en jou Bybel vernietig, koop weer vir jou 'n Bybel en los die foon en los die apps en los al die goeders en vat 'n Bybel en begin om weer te lees en bou verhouding, sit voor jou Bybel en lees en laat toe dat die Here met jou praat. Laat toe dat die Bybel 'n oomblik van volhoubare aanskouing. Daai ding moenie een keer elke 3 maande nie. Begin jou dag met die woord. Lees die Bybel. Dis een van die geskenke wat God vir ons gegee het. Want soos wat ons lees, wat is die ander openbaring van Jesus? Dis die openbaring van die woord. In die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God. En raai wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons die woord. Aanskou Christus in die Bybel. Dis nie iets wat iemand vir jou moet doen nie, dis iets wat jy vir jouself moet doen. Bou daai ritme in jou lewe in. Die tweede ding is gebed as bewuste teenwoordigheid. Ek dink as 2 goeders, is daar tyd in die week wat jy uitsit om te sê, ek bid. Nee, daar is daai vinnige gebed in die oggende wat ek dink krities is, maar is daar tyd in jou week wat jy net sê, hier bid ek. Ek so vreemde ou, ek weet nie wat ADHD of ADD is nie, ek moet loop en bid. As jy my in 'n kamer toemaak, ek wil nog eendag met Jesus praat oor daai versie, jy weet in die kamer toemaak die deur toe, Jesus ek sukkel. Daai kamer maak my bang. Maar maandagmiddag 4 uur,
het ek my pre-walking op die golfbaan. En as ek in die Here vir 2,5 ure, en ek bid, en is my tyd. En ek weet alles wat opgebou het in die vorige week, en alles waarna ek uitsien in die week wat kom, daai 2,5 ure, dis die tyd dat ek net loop, en Here, wat dink jy hiervan? En kies, Here, ek het droog gemaak, help. Hier is 'n geleentheid. Gebed as bewuste teenwoordigheid. En die laaste een is 'n daaglikse aandag audit. Wat aanskou jy daagliks? Is dit reels? Bepaal jy wat jy aanskou? Of is daar een of ander maatskappy agter wat wil hê jy moet dink oor 'n sekere manier? Wat besig is om te besluit hoe jy dink oor verhoudings, oor jou finansies, oor alles wat jy het. Waaraan gee jy jou aandag? Ek het nou die dag het ek amper 'n ou loop so oor 'n verkeerslig en ek dog ek gaan hom skouer. En dan gaan ek vir hom sê, kyk op. Ek het hom nie geskouer nie, ek wou. Want toe besef ek is 'n goue kalf en is nie Jesus nie en toe bely ek en jy kan nie glo hoeveel mense, ek staan in die lift, nee. En ons gaan in die lift en raai wat doen al 4 die ander mense wat saam met my daar is. Staan so en kyk. Ons aandag is gesaboteer. En ek dink as Christene moet ons weer die vraag vra. Waarvoor gee ons aandag? Jy moet nie soos die ouens wees van die Here praat so met my deur social media nie. Nee man, asseblief. Gee jou aandag vir hom. Kom ons maak ons so toe. Of kan ek vra, kan julle saam met my staan vir 'n oomblik? Hier is 2 goeders wat ek vanoggend regtig gevoel het. Die Here net pertinent sy vinger op wil druk. Die eerste een is, daar's mense wat voel, hulle is vasgevang in chaos op hierdie oomblik. En maak nie saak wat jy probeer het nie, die dinge wat voorheen gewerk het, alles, dit werk net nie uit nie. En jy is op 'n plek wat jy wil sê, Here, help. Ek het nodig dat U weer orde in my lewe kom skep. Dis die een groep mense. Die tweede groep mense is ek is oortuig mense wat toegelaat het dat hulle 'n goue kalf van God gemaak het in hulle eie lewe. Dat die beeld van wat jy van God het is so klein, so beperk dat hy jou nie kan help in krisisse nie, want jy het hom gaan reduseer na iets wat jy kan beheer. En die Here wil vanoggend kom en homself weer opnuut aan jou openbaar. So vir 'n oomblik maak dit jou oë toe. En as jy op 'n plek is dat jy sê, Here, kom help my in my chaos en kom skep orde, of Here, ek het 'n groter openbaring nodig, ek het nodig om uit hierdie goue kalf wêreld uit te stap en U te sien vir wie U is. Nou jy jou hand opsteek vanoggend, ek wil vir jou bid. Dankie Here, hou jou hand daarso. Dalk net as 'n oomblik van net, Here, kom help, net in jou eie woorde. Sê Here, ek het U nodig vanoggend. Kom gryp in, kom doen, kom beweeg, kom sweef, kom berei iets in my voor, kom skep orde uit die chaos, want ek kan nie meer lewe soos wat ek lewe nie. Here, U sien al hierdie hande wat op is vanoggend. Vanoggend is my gebed so maklik, Here. Eerstens, kom wys vir hulle wat die oorsake van die chaos is, wat hulle iets aan kan doen. En Here, waar daar nie 'n oorsaak is wat hulle self iets aan kan doen, Here, wil ek vanoggend kom dat U deur die Gees 'n omgewing sal skep wat lewe en orde sal kom bring, Here, wat hierdie gevoel van verlies of onsekerheid of los net sal kom arresteer, Here, en in hierdie oomblik, Here, net God se orde in hulle lewe sal kom bring, Here. Ek wil bid en vra, Here, dat U los touwtjies weer na mekaar toe sal trek. Here, verhoudings, finansies, Here, verlies, maak nie saak wat dit is nie. Here, vanoggend het ek net 'n sterk ding, selfvergifnis, dat dit wat jy aan jouself gedoen het, nie meer 'n rede gaan wees, dat jy in chaos gaan wees nie, Here, dat daar 'n stuk selfvergifnis net oor hierdie gehoor uitgegiet sal word vanoggend, en dat U orde sal bring. Maar meer as die orde, Here, wil ek vanoggend bid en vra, Here, dat U Uself weer opnuut sal openbaar. Jesus, soos wat Korintiërs sê, dat ons U sal sien vanoggend. En soos wat ons U aanskou, dat ons nie distansie sal sien tussen ons en U nie, maar dat ons sal sien dat dit eintlik die prentjie is wat U van ons, hoe U ons geskep het, Here.
En dat ons sal wegbeweeg van 'n goue kalf vorm tot 'n geopenbare vorm van wie Christus eintlik is. En dat dit ons sal verander. In Jesus naam. In Jesus naam. Net vir die laaste oomblik net vra, as jy vanoggend hier is, hou julle oë toe. Jy is een van die mooiste oomblikke weekliks in 'n kerk. Waar jy besef dat jy vanoggend Jesus moet kies. Jy het nog nie daai keuse gemaak nie, of jy het daai keuse gemaak, maar jy besef jy het eintlik weggedraai van hom af. En jy wil vanoggend sê, ek kies Jesus. Wil jy nie jou hand opsteek? Ek wil vir jou bid nie. Dankie Here. Dit klomp hande wat opgaan. Sê daar staan, wil jy net jou hand uitstrek na mense om jou? Hier's soveel hande wat opgegaan het vanoggend. Kom steek dit ons hande uit en kom ons bid net saam. Here, ek bid vanoggend vir mense wat sê ek kies Jesus. Dat daar 'n oomblik sal wees wat alles wat ons vanoggend oor gepraat het, 'n God wat van chaos af orde skep, 'n God wat homself openbaar, 'n God wat bekering bewerkstellig, Here, 'n God wat toelaat dat vergifnis deel is van ons lewe, op hierdie oomblik 'n realiteit sal word in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Ek dank U, Here, dat 'n ou lewe hulle nie meer vorm nie, maar dat hierdie nuwe lewe 'n realiteit sal word in Jesus naam. Amen. As jy jou hand opgesteek het, vanoggend vir ek kies Jesus, wil ek jou verwys na 'n skakel agter my, vir 2 redes. 1, ons wil graag vir jou bid op jou naam, en 2, ons wil help met die volgende stap, en terwyl Clint die woord vanoggend bedien, ervaar ek so met my hart, ons het lang terug, rukkie terug gesels, oor 'n tema, waardeur ons kyk, word net so belangrik soos waarna ons kyk. En vanoggend as ons 'n offergawe opneem, wil ek jou aanmoedig om deur die lense van die woord, deur die lense van sy gees wat jou vul te kyk na omstandighede. Partykeer is daar chaos in ons lewens, is sukkel om ons hande oop te maak, ons sukkel om te gee, ons sukkel om te vertrou. Maar kan jy kies om te hoor vanoggend, om te verstaan dat in en deur hom en tot hom, ons gee omdat ons weet dat alles wat ons het reeds aan God behoort. Ons gee hy danksag, maar ook het 'n hart van aanbidding wat dit verklaar. En dis my gebed vanoggend, dat wanneer ons 'n offergawe opneem as deel van die laaste lied van aanbidding, dat jou hart sal oopmaak en hierdie seisoen sal vertrou om deur die woord en deur die gees te kyk na wat die Here vir jou het in hierdie seisoen. Amen.